Nou soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat so sê, hoe lyk jy? Nou die hele rede agter my, hoekom ek hierdie reeks wil doen, is dat ek wil hê dat jy moet jouself kan sien deur hoe God jou sien. Ek wil hê dat jy jouself sal sien. Nou, nie deur wat die wêreld van jou dink nie. Nie van hoe omstandighede gemaak het dat wie jy is nie. Nie hoe opvoeding jou gemaak het nie. Weet jy, veral ons in Suid-Afrika, weet jy, as in Amerika kom, hulle het nooit 'n tekort aan hoe kan ek sê, 'n selfbeeld nie. Het jy al agtergekom? Jy sê die Amerikaners kan nou maar regtig, jy weet, as het jy al in 'n restaurant gesit en daar's 'n Amerikaner in die restaurant? Jy hoor hom duidelik, daar sit hy. Jy hoor sy aksent, want hulle praat loud. En hulle is selfversekerd met hulle self. Weet jy, as 'n kind van hulle nie kan maklik kommunikeer nie, jy weet, dan vat hulle dadelik en sê, hoorie, nee, jy moet leer om te praat. Maar ons as boere is geleer dat, weet jy wat, 'n kind word gesien en nie gehoor nie. Het julle dit al gehoor? Ja. Maar 'n kind, met ons boereopvoeding, ek weet nie hoeveel is dit nog in gesinne nie. Maar weet jy wat gesê is, man, 'n kind word gesien en nie gehoor nie, bly jy sal. Ons die groot mense wat nou praat. En jy kry 'n mindframe, dat jy voel nêrens, okay, maar wanneer word ek groot, dat ek nou my opinie kan lig? Ek hoop nie dat ons het nog daardie siening nie. Right. 'n kind moet gehoor kan word. Hulle moet leer dat hulle moet kommunikeer met jou. En as gevolg van dit, is dit soveel dat ons kramp weg met sekere goeders. Weet jy, nie ek nie. Jy weet, vra vir hom. Maar God wil jou gebruik. Maar voordat hy jou kan gebruik, moet jy eers weer 'n bietjie net verstaan wie jy is in Christus. Jy's veel meer as wat jy dink jy is. Maar nie in jouself nie. Dit is nie so dat jy hoogmoedig kan word in jouself nie. Dat ek is nou die peanut in die pakkie nie. Ek is die Mackie van die plekkie nie. Dit is nie daai tipe nie. Ek wil hê moet na hierdie reeks wil ek hê jy moet kan agterkom dat as God sê ek wil jou gebruik, dan kan jy opstaan en sê, hier is ek, Here, stuur my. Ek weet wie ek is in Christus en daarom weet ek niks is vir my onmoontlik nie. En die kernteksvers wat ek gebruik daarin is in Psalm 139 wat ons al 'n paar keer gehoor het. Wat Dawid skryf, hy sê in vers 14, ek loof U omdat ek so wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. En ek wil hê jy moet die een langs jou tik en vir hom sê, ek is awesome. Okay, Tarin, jy hoef dit nie te sê nie, want jy sê dit baie. Right. Okay, nou tik die ander ou aan die ander kant langs jou en sê, jy is awesome. Ek wil hê, weet julle ouens, ons het vir te lank, het ons gehoor, ag maar wie dink jy is jy? Maar God het 'n groot agting op jou, vir jou. Hoor, hy het 'n groot agting vir jou. En daar is 'n groot ding wat die Here deur jou wil doen. Okay. Nie deur die een langs jou nie. Nie deur die een agter jou nie, of voor jou nie. God wil iets vir jou doen. Right. En ek praat oor hierdie kinders. Ons het baie keer van, bly stil man in dit. Ons het in die reeks gesien, hoe oud was Dawid toe hy Goliat verslaan het? Hoe het ons gesê? 15 jaar oud. 15 jaar oud. En dan is dit nog vir sulke kinders wat sê, man, bly stil. Wat weet jy? Nee, en dit moet nie hulle hoogmoed gee nie. Hulle moet begin besef, wie is hulle in Christus? God kan hulle ook gebruik.
Jesus, ek moet onthou om daai video te wys van kinders, so kinders, hoe hulle bid. Dit voel of die vuur van die Here het begin neerdal. Hulle is deel van ons kerk. Ek kan nie wag dat ons hierdie huis hier langs kan kry nie. Dat ons kan begin kinderkerk hou. Jy gaan en jy gaan skryf jou kind daarin. En hulle het hulle diens wat hulle doen. Hulle het worship op hulle vlak. Hulle het oukies wat staan met die mics en hulle sing. En ons wil hê dat hulle al moet begin musiek maak, dat die kinders bedien. En dan, dat hulle kan begin kerk hou. As daar 'n behoefte is, dat die kind vir die kind bid. Daar was al gepraat gewees van hoe die kinders al begin kerk speel by die huis. Ek het gehoor van, jy weet die ouers kuier mos en dan raak die kinders so stil. Dan as dit so stil raak, dan moet jy nie dink, ag, dankie tog, nou speel hulle lekker nou. Dan moet jy gaan kyk. Jy ken ons nou daai move al. Ons was ook mos kinders, toe ons nog kinders was. En maar hulle sê, hulle hoor toe van hoe die kinders so skree en hulle kom toe en hulle hoor hoe die een vir die ander bid. Nou kyk ons apostolies like mos om te bid en dan, jy weet die ouens moet val. Nou, ons het hier gesê, ons het geen probleem as iemand aan die Gees val nie. Dit is vol van die Bybel is vol daarvan. Paulus het op 'n stadium gesê, hy het voor in die aangesig van die Here geval en hy het soos 'n dooie geword. Hy is in die Gees, is hy neergeval. Dit is wat hier gebeur. Maar mag niemand ooit iemand stoot dat hy moet omval hier nie. Maar nou speel hulle, want hulle kyk nou en hulle verstaan nou nie. En Jesus staan hulle en dan bid hulle so en dan stoot hulle een en dan val die een en dan dan speel hulle so. Mense, ek like dit. As kinders begin kerk speel, wie weet? Een aand is hulle nog besig en God daag op daar. En hy doop hulle met die Heilige Gees. En die ander ouens vertel, hulle is in die badkamer. Hier doop hulle mekaar in die bad. Ja. Mense, die kerk is nie net hier nie. Dit moet oral wees. Ja, ek is net opgewonde daaroor. Julle is awesome. Jy's awesome gemaak. En die Here het iets awesomes vir jou in stoor. Jy het 'n blink toekoms wat voor jou lê. Paulus sê, ek maak hom los van wat agter is. En hy strek hom uit wat voor is. En dit is nie altyd die negatiewe goeders waarvan jy moet loskom agter nie. Partykeer moet jy loskom van jou suksesse agter jou. Want die Here sê, vergeet dit wat agter is. Partykeer hou die ouens so vas aan agter, aan die suksesse van agter, dat hulle sê, weet jy wat, jy moet onthou nog daar so in 1954 het die Here gekom en dit is omtrent die enigste ouste getuienis van 1954, maar ek wil weet, wat het die Here vandag vir jou gedoen? Maak jou los van al jou suksesse ook van agter. Die Here het vir jou baie groter en baie beter dinge wat vir jou voorlê. 'n Christen het nie 'n verlede nie, hy het net 'n awesome toekoms. Jy het net 'n awesome toekoms. Maak nie saak wat hulle doen in die regering nie. Maak nie saak nie. God kyk nie na dit nie. Hy kyk na die kerk. Wie is die antwoord van hierdie land van ons? Wie is die antwoord? Ja, maar die Here in jou is die antwoord. As ons sê, jy weet, ja, die Here is die antwoord, dan is dit so asof jy die blom skuif, dat weet jy wat die Here sal oplaat. Nee, jy is die antwoord vir hierdie land. Christus in jou. Ons is die antwoord. Ons gaan nie worry wat hierdie land sê, wat die regering sê. Ons gaan bid, en ons gaan die Here vertrou, en ons gaan die Here vertrou vir awesome toekoms in hierdie land. Verseker.
Nee. En dan wat Dawid sê, ek hou van hierdie Bybel van almal sê. Hy sê ek wil U dankie sê, want ek word bang wanneer ek sien hoe wonderlik U my gemaak het. Ek wil hê moet jy net tot 'n besef kom dat as die Here inspraak in jou lewe gee, dat hy 'n besef gee van hoe awesome jy is, dat jy amper kan sê, ek. Okay, maar ek wil nou nie te veel ingaan hierop nie. Kry die boodskappe. As daar 'n boodskap is vir ons land en vir ons gemeente in hierdie tyd, is dit hierdie reeks. Ek wil hê, kry die boodskappe. Luister dit oor en oor, want hoe meer jy dit luister, hoe meer word dit deel van wie jy is. En ek kan nie elke Sondag, want daar is sekere waarhede van elke preek, en ek voel ek wil dit elke Sondag indrul, maar kry die boodskap, luister dit, kry dit in jou gees in. Dis een ding om dit te hoor, en okay, ek het notisie geneem, ek weet van, maar dis 'n ander ding om dit oor en oor te hoor, en dit in jou gees in te kry. Dat dit jou kan verander in wie jy is. Okay, jy is awesome. En jy is die antwoord vir hierdie wêreld. Hoor. Onthou jy die dag nog, ek weet ons almal het 'n verlede. Is dit waar? Ons almal het 'n verlede van waar die Here ons uitgehaal het. Is jy bly dat God jou nog lief gehad het toe jy nog voordat jy hom geken het? Daar is van ons wat 'n dieper, 'n donkerder verlede het as seker is. Maar is jy nie bly dat God het jou lief gehad toe jy ook nie? Maar toe was daar 'n dag wat iemand wat iets met jou gedeel het. Of jy het op 'n dag gekom wat jy jou hart en jou lewe vir die Here gegee het. En jy deel geword van God se familie. Maar dink julle nie dat die mense wat nog in die wêreld is, het nodig om daardie boodskap te hoor nie? Ek wil hoor. En die ding is, daar is plekke waar jy by uitkom, waar geen pastoor en geen dominee, geen priester by kan uitkom nie. Jy is die antwoord vir daardie plek, daar waar jy is, daar op die sportveld, daar by die werk waar jy is, daar by die braai waar jy kom. Wie is jy daar? Die verteenwoordigheid van God. Want Jesus op 'n stadium, kyk die bergpredikasie is een van hierdie awesome preke wat Jesus gepreek het. En dit het ons die fondasie gaan gee waarop Christendom gebou word. En een van daardie teksverse, in Matteus 15 vers 13, sê hy dat julle is die sout van hierdie aarde. Wie is die sout? Wie is die sout? Jy. Jy is die sout. Nou daar word baie keer gesê, jy kan 'n perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. Nee, het julle daai al gehoor? Is nogal so. Nee. Maar jy gaan vir hom genoeg sout gee dat hy voel hy moet drink. Verseker. En daarom, die wêreld het 'n groot honger, het 'n groot dors na die Here se teenwoordigheid. Maar ons moet vir hulle besef laat bring dat dit is Christus. As ons die sout is, en ons is daai sout wat heeltyd by die mense is, daar waar ons braai. Nee, ons moet nie daai neelkouse wees wat sê, moet net nie vloek voor my nie. Nee, jy moet net nie so praat nie, of jy moet nie net dit wees nie. Partykeer moet ons net die evangelie wees, net lig wees, sonder dat jy jou woorde gebruik. Net 'n manier waarop jy jouself hanteer. Julle is die sout van die aarde. En julle is die lig van hierdie wêreld. In 'n wêreld wat baie donker is. Ons is die antwoord vir hierdie wêreld. Ek en jy. Nou, een persoon kan 'n verskil maak in 'n hele nasie. Glo julle dit? Een persoon. Ek praat nie net eers van 'n groep nie. Ek praat van een persoon kan 'n verskil maak in 'n hele nasie. Nou hier is nogal redelik meer as een persoon volgend hier. Nou, Jesus, hoeveel disippels het hy gehad?
Hy het 12 disippels gehad. Hy het sy hele verlossingsplan het hy gelos in 12 mense se hande. Dink jy dit is baie wys? En toe dan nog een van hulle het hom nog verloon. Toe is daar net 11 oor. Die potensiaal wat daar in individue lê is groot. En daarom wil ek vir julle 'n paar voorbeelde wys in die Bybel van individue en ek wil hê dat jy 'n besef moet kry dat jy kan 'n awesome verskil maak in 'n land. En daarom, ek meen Angus Beckham, daar's baie mense wat baie dinge nou van hom sê. Jy weet van wie is hy nou? Hy hou homself nou 'n point en ek weet jy, dis al sulke negatiewe goeters. Probeer jy 1 miljoen mense bymekaar kry en kyk hoe ver kom jy. As mense na iemand luister, dan moet dit God wees wat deur hom werk. Ek is so opgewonde oor die 22ste. Ons vertrou die Here dat een oomblik, een dag kan ons hele volk se destiny verander. Ons kom by mekaar en dan bid ons vertrou die Here en binne 'n week is ons damme vol. Dan sê ons, wonderlik, dit is net fantasties. Dit die Here, net die Here kan dit doen. Hoekom kan die Here nie ook ons regering verander in een dag nie? Verseker. As jy nie in lyn wil kom met God se woord nie, daar's 'n manier wat God hulle kan verwyder. Kom ons gaan kyk na Jona. In Jona 1 vers 2 staan daarso. En God praat met Jona. Hy sê, maak jou klaar. Gaan heen na die groot stad Ninive toe. Dink jy nie dit is awesome, net om God se stem te hoor nie? As iemand nou kan kom en sê, weet jy wat, God het vanoggend met my gepraat, dan is jou ore so. Sê ek, wow, ja, ek wil weet, jy weet wat het God gesê? Hier is God, praat God met Jona, en hy sê, ek wil jou stuur na die stad Ninive toe. En wat doen Jona? Yes! Ek meen, God het met hom gepraat, so hy doen presies wat God vir hom gesê het om te doen, nee. En hier die volgende vers, maar Jona het hom klaargemaak en na Tarsus gevlug. En as jy gaan kyk waar hy was, God het vir hom gesê, hy moet Ninive toe. En toe waarheen gaan hy? Jy weet net 'n bietjie rigting verander. Nee, hy gaan die teenoorgestelde rigting. Hy kyk, hy sê, Here sê vir hom, gaan Ninive toe. Hy kyk soontoe en hy sê, okay, wat is daar? Tarsus is daar. Hy gaan soontoe. Heeltemal die teenoorgestelde. Hoekom wil God vir Jona stuur? Jona, wie is jy nou? Hoekom is jy nou so awesome? Wat 'n verskilletjie gaan hierdie een ouetjie maak? Dit is 'n massive stad. Ek dink hy was 'n plaaskind gewees en toe God sê vir hom gaan groot stad toe. Ek is nie 'n stadsmens nie, ek gaan eerder Tarsus toe, dis 'n bietjie platteland daar. En uiteindelik kom hy op hierdie skip wat op pad is Tarsus toe. En dit was my awesome om te dink. Onthou julle wat gebeur het? Daar was 'n toe kom daar 'n groot storm op die see. 'n Massive storm. En hierdie ouens sê, ons gaan ons lewens verloor op hierdie skip. Hulle gooi toe alles oorboord. Al hulle bagasie en al hulle die vrag wat hulle eintlik die winste om as hulle in Tarsus aankom, is daar 'n klomp sout en goeders wat hulle binnekant gehad het, wat hulle winste is, hoekom hulle soontoe gegaan het hulle alles oorboord gegooi. Maar is nog nie genoeg nie. Hierdie ouens sê, woe, nou moet ons bid. Kyk, onthou, as mense wat die Here nie ken nie, begin sê, ons moet nou bid. Dan moet jy weet, nou moet jy bid. Nou moet jy weet, dis hulle laaste resort. En hulle sê bid. En wat doen Jona? Kan jy onthou wat doen Jona? Moenie opsit nie, hoor. Nog nie opsit nie. Wat doen Jona toe? Val hy toe ook neer en sê, Hy gaan diep onder die skip in. En hy gaan slaap. Hoekom geslaap hy? Het jy al gedink aan? Hoekom sal hy gaan slaap?
Nee, hy was moeg. Nee, ek dink nie, hy was moeg nie. Kyk, as 'n skip so gaan in die water, nee, niemand kan slaap nie. En hierdie ouens weet, ons sterf vandag. Maar hierdie ou, nee, hy gaan slaap. Ek dink dit was daai gedwonge slaap. Ek dink baie keer as 'n ou weet jy's verkeerd. En jy weet wat die antwoord is. Maar jy wil dit glad nie doen nie. Dan het jy daai manier, daai tegniek om net weg te kom daarvan. Nou, sy manier was ek slaap. Jy weet, want as ek wakker word, is die probleem weg en God het vergeet van my en ja. Miskien is daar iemand hier. God het vir jou gesê om iets te doen. En jy het dit tot vandag nie gedoen nie. Nee. En hier binnekant het jy daai stemmetjie in die slaap gemaak. Jy slaap hier binnekant. En jy sê ek gaan nie dit doen nie. Nineve was 'n goddelose plek gewees. Gaan wonder hy wou nie so toe gaan nie. Hy sê, ek dink hy het dalk gesê, Here nee, ek gaan nie vir hulle die boodskap bring van 'n goeie nuus nie. As dit van my afhang, sal ek eerder bid dat die swaal uit die hemel uit op die stad val en hulle sal destrooi, want dit is net onheil wat daar aangaan. Nou sekere goeders wat daar gedoen was en jy praat nie eens daaroor nie. Sê Here, nou moet ek gaan en jy wil hulle red. Nou wys. En God sê vir Jonah, en uiteindelik kom, julle lees daarso in vers 6, hy sê, daar kom die skipskaptein toe na hom toe, en hy vra, wat bekeer jou dat jy so vast slaap? Hy sê, staan op en roep tot jou God. En hulle werp toe die lood, en uiteindelik kom het en sê, Jonah, dit is jy, hoekom ons in hierdie groot probleem is. En hy sê, toe gooi my oorboord. En toe is hy vir 3 dae in 'n vis se maag gewees. En uiteindelik spoeg hy hom toe uit by die destinasie waar hy moet wees. Nou hulle sê, kyk as jy in 'n vis se maag is vir 3 dae en daai ensieme het jou so bietjie beet gehad, het jy nie van die mooiste gelyk nie en nie van die lekkerste geruik nie. Nee, hulle sê van sy vel was al so bietjie verteer gewees. So hy het nie van die mooiste gelyk nie. En hy kom toe by die stad van Nineve en hy begin te praat. En nou as 'n ou daar aankom wat so lyk en so ryk en hy begin so skree, dink ek die ou sal moet luister. En hy sê toe, bekeer julle. Bekeer julle. En as gevolg van een man wat uiteindelik gehoorsaam was, word 'n hele stad gered. Jou gehoorsaamheid aan God se stem kan 'n groot impak hê in baie mense se lewens. Maar ek wil hê jy moet die besef kry dat God wil jou gebruik. Nou nie dink aan die ou langs jou of agter jou nie. God wil jou gebruik. Nog 'n voorbeeld. Ons ken die verhaal van Josef. Josef was hierdie blue-eyed boy, 'n mama's boy. En hy het baie beskerm groot geword, want hy is die een wat die fantastiese mooi robe gekry het. En nie een van die ander kinders het nie. Jy weet? Hy is die een wat as daar iets niets is, dan kry hy dit, en dan as dit oud is, dan word dit aangepas na die ander kinders toe. Gewonder het hom nie baie gelyk nie. Maar hier is die een ou, wat net getrou gebly het aan die Here, een ou. En dit het gemaak dat hy in Genesis 41 vers 14 staan daar so, dat toelaat Farao vir Josef roep. Wie is Josef? Josef is hierdie blue-eyed boy van 'n plekkie aan die kant. En hier is die magtigste man in die bekende wêreld van daai tyd. Die magtigste man wat sê ek soek hom. Van al die miljoene mense op aarde sê ek soek hom. Hy moet na my toe kom want ek het 'n behoefte. En hierdie een man, Josef, maak die Here gebruik hom so dat hy die known world van daai tyd
almal red, dat hulle nie in hongersnood doodgaan nie. Saam met die hele volk van Israel. Een man wat gehoorsaam was. Wat sou gebeur het as Josef nie dit gedoen het nie? Nou die vraag is, kan die Here op jou reken om te doen wat die Here vir jou geroep het om te doen? Kan die Here op jou reken? Weet jy, ons leef in 'n challenging tye. Stem julle saam met my? Ek meen, in hierdie week was ons minister van Finansies en sy deputy gefire. En ons rand is toe, en waar is ons gemoed? Ja, maar weet jy wat? Dit is nodig vir iemand om op te staan en sê, no ways. Ons gaan nie daarna kyk nie. Ons gaan opstaan en ons gaan die Here vertrou. En daarom sien ek so uit na die 22ste April. Een dag kan alles verander. En daar was een man wat opgestaan het en gesê, kom ons kom by mekaar. Ja, maar waarvoor roep die Here jou? Dit is in die donkerste tye, waar die lig die helderste skyn. En ek wil vir julle hierdie een prentjie skilder, en dan van wat een persoon gedoen het. Daar was 'n aanslag op Israel, en hulle het oorlog gevoer, en die Filistyne het aangekom, en die Filistyne was so intimiderend en so overpowering, dat die hele Israel se weermag weggehardloop het. Nou kyk, Israel het al 'n goeie geskiedenis gehad van hoe God vir hulle deurgekom het. Stem julle saam met my? Jy weet van hoe die Here net, ek meen die ark is voor en die worshippers is voor en God daag op en hulle het al daai goedes geken. Maar hier is die hele Israel volk en die Filistyne is op pad en in so 'n oomblik sien hulle die intimidasie van hierdie weermag. Sien jy dit in jou geestesoog? Hierdie weermag wat op jou aan en almal hardloop. Nee, maar as een man, en ek lees dit in 2 Samuel 23 vers 11, en sy naam was Sama, en hy was nie eers 'n Israeliet nie. Hy was 'n Harariet. Okay, ek ken nie daai tipe riet nie. Maar hy was 'n Harariet. Hy was hard. Nou, die Hebreë sê dat die Harariete was mountain dwellers. Hulle was ouens wat in die gebergtes geleef het. Dis mense wat gehou daarvan om hoog te wees. Nou, partykeer, en dan moet jy nou gaan kyk, ek moet jou, hierdie 2 Samuel 23 is een van die awesomeste gedeeltes vir my in die Bybel. Nou, daar was 'n paar, hulle praat van Dawid se helde. Nou, daar was 3 van sy helde, was Harariete gewees. Nou, dit is so asof hierdie ouens het 'n mindframe gehad. En daarom kon hulle, maak nie saak wat kom nie, maar weet jy wat, ons sal veg tot die bitter einde toe. En hy sê, Sama, die Harariet, hy sê, toe die Filistyne by Legie, by mekaar gekom het, en die volk het vir die Filistyne gevlug, toe die hele weermag is gone, daar is jou backup. Dis die oukies wat langs jou en om jou moet fight. Maar wat het nou Sama gedoen? Sama het gesê, ek gaan standpunt inneem. Tot hier toe en nie verder nie. Hy het 'n streep in die sand getrek. En hy kom toe in die volgende vers sê, en hy het hom opgestel in die middel van 'n stuk land. Nou dink jy net, hoe stel jy jouself op in die middel van 'n land? Dink hy het sy swaard gehad. Kyk, hy het daai tyd nie die guns gehad en die pistole en die bazookas en die rocket launchers nie. Maar hy het hierdie swaard van hom gevat. En hy het in die middel van 'n stuk land gaan staan, terwyl daardie Filistyne daar so staan. En hy het gesê, kom. En hy het homself hier vasgemaak. En hierdie een man, waar 'n hele Israel volk weggehardloop het hierdie een man daar gaan standpunt inneem. En hy het homself opgestel in die middel van 'n stuk land. En dit afgeneem. En die Filistyne verslaan. 'n 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 'n
sodat die Here 'n groot oorwinning bewerk het in daai. Dink jy dis 'n tipe ou wat jy by jou wil hê? Hæ? Dis 'n tipe ou wat God by hom wil hê. Dis nie die God wat hierdie land moet red nie. Dit is Christus in my en jou wat die land moet red. En daai persoon wat in die middel van 'n stuk land homself gaan opstel, dit moet ek en jy wees. Een persoon kan 'n verskil maak in 'n hele land, in 'n hele situasie. Kom ons wees daardie mense. Daar word altyd gesê, jy weet in die laaste doodsnikke van 'n rugbywedstryd. Nee, die telling is 21-22. En jy's net agter en jy kry 'n strafskop, soos wat Bosch dit gister gedoen het, 65 meter. En jy kry daardie, en as jy hom oorskop, wen jy. As jy hom miskop, verloor jy. En het ek al baie gehoor hoe die ouens sê, ek so bly ek sê hy nie. Hæ? Want dink jy daai druk wat op jou is? Ons moet 'n attitude begin kry. Hoekom nie ek nie? Gee dit vir my. Ek sal dit doen. En God soek daardie hart in my en jou. Dat as daar die laaste oomblik, dat dis in die doodsnikke, weet jy wat, hierdie een ding gaan maak dat ons wen of verloor. Ons moet daardie hart hê van sê, gee dit vir my. Gee dit vir my. Dat ons nie al moet weg en okay, wie gaan dit doen? Nee, dat ons kan step up en sê, I'll do it. Nie omdat jy so great is nie, maar wat Christus in jou so awesome is. Dat jy kan vertrou die God in jou. Dat jy kan step up en sê, hier is ek, gebruik my. Ek sal seker maak dat ons die oorwinning sal behaal. Dit het ons verlede week oor gepraat het, waar Dawid, almal skram weg oor hierdie ding, want die een wat verloor, sal die ander een dien. Wat Dawid sê, hier is ek, gee dit vir my. God soek daardie tipe hart in ons, in hierdie tyd. Ons leef in 'n donker tyd, en hy soek mense om te skyn vir hom. Ons is die lig van hierdie wêreld. Kom ons skyn. Daar waar jy is, waar God jou nodig het, wil jy nie opstaan en sê, Here, laat my skyn nie. Vader, ek vra vir U, dat U hierdie waarhede in ons harte sal vasmaak. Here, dit is nie ons wat so great is nie. Here, maar dit is U wat in en deur ons werk. En dit is U wat deur ons sal skyn. Maak ons die sout van hierdie aarde. Maak ons die lig, dat ons nie hierdie lig sal vat en onder 'n maatemmer sal indruk nie, maar dat ons dit op die tafel sal sit, sodat ons kan skyn in 'n donker wêreld. Sodat wanneer die mense dit sien, dat hulle U sal verheerlik en sal sê, waarlik, daar is 'n lewende God. Want hy skyn deur hierdie en hierdie persoon. Help ver meer gemeente se mense, dat ons daardie lig sal wees, waar ons ook al beweeg, Here. Ons roep dit in Jesus naam. Amen.